Nou gaan ons kyk na 'n bietjie gebruike wat ons kry in die Rooms-Katolieke Kerk. Die tipe dinge wat hulle doen, goed waarmee hulle lidmate besig hou, die dinge wat hulle vier ensovoorts. En dan gaan ons weer eens natuurlik kyk wat is die parallelle met dit wat in Babylon gebeur het. Die Rooms-Katolieke Kerk se eienaardige gebruike. Die Romeinse Kerk beoefen vele eienaardige gebruike, gepaardgaande met verwarrende uitsprake en doktrines. Die meeste hiervan slaan protestante dronk, omdat geen een hiervan ergens in die skrif te vind is nie. So waar kom die Rooms-Katolieke Kerk aan hierdie gebruike, die uitsprake en die doktrines? Wel, geen een van hulle is te vind in die skrif nie, maar almal is te vind in die heidendom. Ons gaan hulle een vir een ondersoek. Die feeste. So heel eers gaan ons dan kyk na die feeste. En daai feeste is Kersfees en Maria Boodskap. Maria Boodskap ken ons nie so goed hier in Suid-Afrika nie, maar in Europa is dit baie bekend. Paasfees, Sint Johannes se geboorte, dis Nativity of St. John met ander woorde in Engels, en dan Maria se hemelvaart of in Engels The Assumption of Mary. Kom ons kyk na daai feeste en dan nou heel eerste aan die beurt is Kersfees en Maria Boodskap. Die skrif swyg oor wanneer Jesus gebore is. Stem jy saam? Ja. Hy gee nie vir ons 'n datum nie. Snaaks genoeg, die Bybel is baie spesifiek met jare en datums en sulke tipe van ouderdomme en sulke tipe van goeders, maar wanneer Jesus gebore word, dan sê dit nie vir ons nie. Inligting in die skrif dui egter daarop dat dit beslis nie die 25ste Desember was nie. Dit kon dalk ander tye gewees het, maar daai een het nie. Na sekere inligting in die skrif, daar is 'n spesifieke woordjie wat vir ons daai aanduiding gee, en ons gaan nou by hom kom. En dit is hoe die Europeërs Kersfees vier. Daar aan die regterkant sien jy die joelstomp op Kersaand, op ou Kersaand, natuurlik daai tyd van die jaar in die noordelike halfrond is dit baie koud, want dit is winter daar, en dan het die familie tipies kachel of iets wat hulle die vertrek mee warm maak, en dan het hulle hierdie spesifieke stomp wat hulle die joelstomp noem, wat hulle dan in die kachel sit en verbrand. En dan is daar aan die linkerkant sien jy die versierings wat saam met die joelstomp gaan. Daai aan die regterkant is natuurlik 'n rolkoek wat hulle nou in die vorm van 'n stomp gemaak het, en ek vermoed dit is waar die rolkoek vandaan kom, is om die jaarringe van die stomp na te maak. Nou wat beteken joel? Ons gaan nou daarby uitkom. Daar is 'n spesifieke rede hoekom hulle dit die joelstomp noem. Ons lees in die skrif die volgende: die herders was in wat se veld? Die oop veld. En dit kon maksimum vroeg November gewees het. Hoekom? Soos reeds gesê, daai tyd van die jaar is dit baie koud in Europa en die noordelike halfrond. Nou hierdie gebruik geld tot vandag toe in Palestina, dat die herders in die somermaande, met ander woorde ons wintermaande hierso in die suidelike halfrond, is hulle in die oop veld met hulle skapies, want dit is lekker warm, hulle slaap sommer soos hulle sê 'n cowboy bed, slaap in die oop veld onder die sterre, onder die maan. Maar daar is 'n tyd van die jaar wat dit so koud raak dat jy dit nie meer kan doen nie. En hulle hou hulle skapies in die oop veld tot vandag toe, tot maksimum laat November. Dan raak dit so koud dat jy dit nie meer kan doen nie, dan vat hulle snags die skape na die kraal toe, want dit is warm, anders sal hulle vrek van die koue letterlik. So dan vat hulle kraal toe. So op 25 Desember beslis was herders nie meer in die oop veld nie. So ons weet, 25 Desember is definitief nie 'n datum waarop Jesus gebore is nie. Geen rekords bestaan oor Kersfees voor die 3de eeu nie. Nou dit is nog 'n ou leuen wat ons moet doodslaan hier in Suid-Afrika. Weet nie hoe julle groot geword het nie, maar ek het groot geword met die idee, niemand het dit ooit vir my gesê nie, maar jy aanvaar dit maar net, is dat Kersfees het 'n soort van, maar nog altyd gevier, vir alle tye. Dis nie waar nie. Kersfees het ontstaan. Kersfees is ingevoer. En hy is nie gevier vanaf die ou tyd van Jesus se tyd af nie. Daar is geen rekords van Kersfees wat gevier word voor die 3de eeu na Christus nie. Met ander woorde, dit het ten minste 300 jaar na Jesus gevat voordat mense hierdie fees begin vier het. Is daar enige opdrag in die skrif wat vir ons sê, thou shalt celebrate Christmas? Nee, daar is nie so 'n opdrag nie. So kom doen ons dit in die Christendom.
Ons doen dit want dit is een van die Babyloniese feeste wat ons oorgeneem het. En dit verchristelik het. Voor die Christen-era, die heidene vier op 25 Desember feest ter ere van die Hemelkoning. En hoekom? Want dit is naby aan die sonstilstand of die solstis, wanneer die son dan nou na die wintermaande wat hy gesterf het, wat hy weggeraak het, word hy weer gebore en hy begin weer groei. Die Rooms-Katholieke Kerk voer hierdie feest in om die heidene te paai. Die Joel is die baba, lang voor die Christendom. Dis wat Joel beteken, dit beteken kindjie baba. So by the way, as die Kersfeest gevier is vanaf die 3de eeu in Europa, dan het die ouens dit seker hier by ons gevier vanaf 1652 toe Jan van Riebeeck aangekom het, nie waar nie? Nee. Dit was nie eens in Suid-Afrika altyd nie. Daar is in die Kaapse koerante geen beriggewing oor Kersfeestvieringe voor 1865. Dis 'n fees wat ingevoer is op 'n stadium. En ons is vandag in ons leeftyd besig om nog 'n fees in die kerk in te voer, 'n heidense fees genaamd Halloween. En die winkels probeer hulle bes om daai fees ingevoer te kry. Gelukkig het ons hierdie lering destyds uitgekry voor daai tyd en die Suid-Afrikaners wil nie lekker byt aan daai ene nie. So hulle het nou maar weer hulle pampoene teruggesteer na die lande waartoe hulle gekweek het. Kersfees se heidense wortels. Vir heidene was die wintersolstand 21 of 22 Desember, het wissel van jaar tot jaar, die fees van Saturnus. Dis die dag waarop die son weer gebore word, nadat hy gekwyn het van die wintermaande, en dan skielik begin hy weer groei, dit is die sonsolstand. En die son was natuurlik beskou as 'n god. Tydens die fees geniet slawe tydelike vryhede. So dit was amper soos tweede nuwe jaar hier so in Suid-Afrika gewees, wat die slawe daai dag afgekry het, en wat hulle die optogte, die Kaapse Klopse, ons ken die storie, hier in die stad gehou het, en ons doen dit vandag nog, maar in daai tyd het die slawe tydelike vryhede gekry op hierdie fees. Zoganes was 'n man van baldadigheid en word die meester van die huis. So hier is nou 'n slaaf in die huis, en dan op daai dag, dan kry hy tydelike vryheid, en dan word hy die meester van die huis, en hulle noem hom Zoganes. En wat sê die Bybel daarvan as 'n land skielik 'n koning kry wat 'n slaaf was? Die Bybel sê daai arme land. Daai arme land. Die arme huis. Waar 'n slaaf skielik die hoof van die huis word op 'n sekere dag. Nou, sonder om polities daaroor te raak, hier in Suid-Afrika dink ek het ons 'n baie goeie idee van wat sal gebeur in 'n huis waar 'n slaaf of 'n diensknegt skielik die baas van die huis is. En wat daai dag sal gebeur in daai huis. Dis presies wat daar gebeur het. Die Romeinse Kerk in die middeleeue stel hierdie heer van wanbestuur aan Zoganes, en hy lei die Kersfees brassery. Die Joelstomp word op ou Kersaand in die vuur geplaas, hierdie baba. Dit simboliseer Nimrod wat afgekap is. Ons weet dat as daar nou 'n belangrike man sterf in ons gemeenskap, dan sê die ou mense 'n groot boom het geval. Dit kom hier vanaf. En die vrymesselaars rig selfs op so 'n ou se graf, rig hulle 'n grafsteen op in die vorm van 'n boomstomp. Dit is 'n boom wat afgekap is. Dit kom van Nimrod af. Hy is beskou as 'n boom wat afgekap is. Hy het gesterf. Hy 72 ouens het hom veroordeel en hy is in stukke opgekap. Die Joelstomp gaan dan in die vuur. Nimrod sterf as die stomp in die vuur. En die volgende oggend verskyn die Kersboom. Nie 'n ou stomp nie, 'n splinternuwe vars groen Kersboom. En hy gee goeie gawes of geskenke aan die mensdom. En Nimrod word hergebore in die vorm van Tammuz. Dis wat gebeur. En dit is hoekom die geskenke onder die Kersboom gaan, tot vandag toe. 25 Desember is dus as Natalis Invictus Solus gevier. Die geboorte van die onoorwinnelike son. Hoekom die onoorwinnelike son? Want hulle het dit net so beskou soos wat ons Jesus se dood beskou.
Ons sê, Jesus het gesterf, werklik gesterf, maar hy het nie permanent gesterf nie. Want na 3 dae het hy weer opgestaan. En in die proses van die opstanding het hy die dood en die doodse mag oorwin. En daarom kan hy nooit weer sterf nie. En hulle het vir Nimrod dieselfde beskou. Hy het gesterf, maar hy is herreis in Tammuz, daai kind van Semiramis, wat sy verwek het, en hy kan nooit weer sterf nie, want hy het die dood oorwin. Soen onder die mistel. Waarom soen paartjies mekaar onder die mistel? Dit is nie so bekend in Suid-Afrika nie, in Europa baie bekend. Die mistel, wat is dit in Afrikaans? Is voelend. Nee, daai goed wat jy, is 'n parasiet. Is 'n parasitiese plant wat jy op ander plante, op bome en sulke goed kry. Die mistel is 'n hemelse plantjie, hy ent homself op 'n aardse boom. Nou die ou mense het natuurlik niks geweet van parasitisme en daai tipe verhoudinge wat in die planteryk bestaan nie. Hulle het dit beskou as die yin-yang beginsel, die Egiptiese dood. Die mistel is beskou as die Messias. Wat is die yin-yang beginsel? Of die Egiptiese dood? Yin-yang beteken positief en negatief. Opponerende goed wat verenig moet word. Dis een van die groot beginsels. In Engels noem hulle dit 'n grand principle van magic. The grand principle of magic, die groot beginsel van toorkuns of heksery, is dat as jy 2 teenoorgesteldes met mekaar kan verenig met mekaar, as jy hulle kan merge, as jy hulle kan marry, as jy dit kan regkry, dan het jy magic. Dis een van die metodes van toorkuns. En daarom, wanneer 'n man en 'n vrou verenig, dan het jy magic, en daar is 'n baba wat nie voorheen daar was nie. Dis een van die maniere van magic wat hulle beskou, dis is hoekom, een van die redes hoekom hulle so seksbehep is. Maar as jy lig en donker, goed en sleg, hemel en aarde met mekaar kan verenig, dan het jy magic. En dis die yin-yang beginsel. Nou ons almal ken die yin-yang tekentjie wat lyk soos 'n tennisballetjie. En dis wat die Egiptenare gedoen het, toe hulle die piramides gebou het op die Giza plateau in Egipte. Hulle het die gordel van die sterrebeeld Orion, wie is Orion? Die groot jagter, wie is die groot jagter? Is Nimrod. Hulle het die gordel van Nimrod in die hemele, in megalitiese formaat, op die Giza plateau gaan neersit, op skaal. Presies, to the T, in piramidevorm. En hulle het dit wat in die hemel is, kom neersit op die aarde, sodat hemel en aarde daar op die Giza plateau kan verenig, en dan het jy magic. En dit is hoekom die toorkunsmense, die sangomas en die okkultiste en die sataniste, wil almal connect, die wat in Afrika bly, wil almal connect met Giza, want dis waar die groot toorkuns gebeur het. En dit is in megalitiese vorm, groot klippe daar neergesit, jy kan dit nie sommer weer wegvat nie. As jy dit wil wegvat, kry jy jou stootskraper en 'n laaigraaf, en kyk hoe ver jy kom. Maar jy gaan nie baie ver kom nie. En dit is genoem die Egiptiese dood. Die Egiptiese dood sê, as above, so below. Dit wat in die hemel is, moet op die aarde gebeur. En dan verenig ons die twee met mekaar, en dan het ons krag, ander krag as God se krag. Ons skep ons eie krag, ons trek die krag van die natuurlike skepping af. Nou ons ken daai beginsel in die Christendom, want ons bid die Onse Vader. Hoe gaan die Onse Vader? Laat u naam geheilig word, hoe? Soos in die hemel, net so ook op die aarde. As above, so below. Maar dit is nie okkulties nie, hoekom nie? Want wanneer die okkultis sê, soos in die hemel, as above,
Watter hemel praat hy van? Hy praat van die tweede hemel. Ek hoop almal is bekend met die 3 hemele konsep. Eerste hemel is die natuurlike wêreld, tweede hemel is die demoneryk, derde hemel is God sy ryk en sy troonkamer. As hulle sê as above, die hemel waarvan hulle praat is die tweede hemel, die demoneryk. Hulle wil die demoneryk en die aarde bymekaar bring. As ons sê soos in die hemel, net so ook op die aarde, van watter hemel praat ons? Ons praat van die derde hemel. OK. En hulle, die okkultiste, gebruik almal die Bybelversie en hulle sê liefde en trou sal mekaar ontmoet, geregtigheid en vrede sal mekaar omhels of soen, en dit is wat hulle onder die mistel dan nou doen. So tussen hakies. Ek het gisteraand vir julle gesê, ek het in my lewe 'n studie van die okkult gedoen. Daar is nie een vertakking van die okkult waarvan ek vandag, soos wat ek hier so staan, kennis dra of bewus is, wat nie die Bybel as een van sy primêre brondokumente gebruik nie. Jy kan met die Bybel maak net wat jy wil. Hy is net so kragtig in die hand van die okkultus as in jou dominee of pastoor se hand. Kan ek nog iets daaroor sê? Want ons sit vandag met verskriklik baie Bybelafgoderry in ons wêreld. Satan het by homself gedink. Hier is die seun van God, hy is gebore in 'n krib in Bethlehem. Hy gaan die wêreld vir my nou baie moeilik maak. Ek moet 'n plan maak met hom. Ek moet hom mislei. Wat kan ek gebruik om hom te mislei? Waarop het hy besluit? Die skrif. Die predikant en die pastoor sê altyd vir jou, toe Satan vir Jesus kom aanval het Jesus hom met die skrif op sy plek gesit. Wie kies die gevegsterrein in 'n aanval? Die aanvaller of die verdediger? Die aanvaller. Hy sou stupid wees as hy die verdediger die terrein laat kies. Hy kies wat vir hom pas. Wie het aangeval by Jesus en Satan? Satan, hy het die gevegsterrein gekies. Hy het besluit, die skrif is 'n goeie ding om Jesus mee aan te val. En Jesus het gesê, OK, as jy my hier aanval, ek gaan jou op jou eie terrein op jou plek sit. Jesus het dit nie gekies nie. As Satan dit nie ontsien het om vir Jesus aan te val met die skrif nie, dink jy hy gaan dit ontsien om vir jou daarmee aan te val? Pas op! Pas op! Die skrif is net so kragtig in die okkultus en in Satan se hand as in die kerk se hand. Kersfees is die valse Messias se geboorte. Die willevark wat ons nou klaar gesien, is 'n simbool van Sem. Hoekom? Want Sem het krag van die mond gehad, die tande wat uit die mond uitkom. Of jy kan dit beskou as horings, krag wat uit die mond uitkom. Willevarke word dus, luister mooi, in Europa op Kersfees doodgemaak. Want Sem is die bose ou wat vir Nimrod doodgemaak het. So nou betaal ons hom terug en wanneer ons God vereer word, dan maak ons vir Sem dood. Die symbool. Dit is die Kersfees ham. Dis die Kersfees ham. Wie van julle lees Asterix boeke? Wat maak hulle altyd aan die einde van 'n Asterix boek? Hulle vier 'n groot fees. En wat eet hulle by daai groot fees? Boar. Willevark. Willevarke is aan Diana, die groot jagterin, geoffer. En ons het net toe gesien waar sy vandaan kom. Sy was die vrou van Nimrod. En Nimrod was die groot jagter, so sy word dan sommer ook die groot jagter. Tot in die 1800s in Engeland was dit die gewoonte. Tyd wat Hislop geleef het. Die Kersgans is aan die gode geoffer. In Egipte, die Romeine het dit gedoen, in Klein-Asië is dit gedoen, in Indië en in Babylon, en weer eens, Hislop al vir jou al die bewysplase daarvoor aan. En met die Amerikaanse invloed, hulle het nie Kersganse gehad nie, maar hulle het kalkoene gehad. You use what you got. En toe het hulle die kalkoene begin eet, in plaas van die ganse, en vandag kry jy 'n klomp
kalkoene in Pick n Pay as dit Kersfeestyd raak, want nou moet ons ook so met die Amerikaanse gebruik oorneem. Kom ons kyk na Maria boodskap, dis die volgende fees waarna ons kyk. Waarop is Maria boodskap geskoei? Dis nou, toe die engel vir Maria kom sê het, die werklike Maria, die Bybelse Maria, kom sê het, jy gaan 'n seun hê. Sy was 12 jaar oud of so iets. Die Rooms-Katolieke Maria boodskap word op 25 Maart gevier. Die skrif swyg oor wanneer Jesus se konsepsie plaasgevind het. Maar, die heidene het 25 Maart ter ere van Cybele gevier. Tussen 25 Maart en 25 Desember is wat? 9 maande. En dit is die swangerskaptydperk van 'n menslike vrou. En toe sê die heidene, ons kan dit gebruik, hierdie twee toevallige datums, om aan mekaar te koppel. As Jesus op 25 Desember dan nou gebore word, eerste leen, dan bou ons die tweede leen daarop, en nou sê ons, hy moes ontvang gewees het, he must have been conceived on the 25th of March. En toevallig was daar dan nou so 'n fees gewees in die heidendom, te sê, okay, ons gryp daai fees en ons maak dit Maria se Annunciation, die aankondiging van die boodskap. Met ander woorde, as die heidense Messias op 25 Maart ontvang is, wie word dan op 25 Desember gebore? Tammuz. Een leen bou bo-op die vorige. Paasfees en Easter. Wie is Easter nou weer? Dis die girl wat eintlik maar Semiramis is, na wie een van die poorte genoem is, daar in Babylon, en na wie Easter vernoem is. Easter kom direk vanaf Easter in Assyrië of Astarte, wat ook Beltis genoem is. Tot in die 1800s is 1 Mei genoem Beltane, vir Bel of Molek. Ek het verskriklik baie geleer oor die ou antieke tale, die semitiese tale rondom hierdie goeders. Hulle baie keer klinkerwisseling net gedoen om hulle allegorie mee te doen. Ons weet Bel was kus. Maar hulle het net 'n klinkerwisseling gedoen en dan het Bel geword Baal. Of Baal eintlik. En ons lees in die Bybel baie van Baal. En Baal het 'n konsort gehad. Hy het 'n wyfie gehad wat saam met hom gegaan het, 'n vrou. En wie was dit? Astarte. Wie is Astarte? Oorspronklik? Semiramis. Baal, oorspronklik Nimrod of sy pa Kus. Right. Nou moet ek dit ook verduidelik. Die skrif praat dikwels as God vir die Israeliete uittrap oor hulle afgodsdienst, dan sê hy, julle aanbid gode van hout en klip. Nee? Ons is almal bekend met daai frase. Hoekom hout en klip? Vandag sal ons sê, want hulle het nog nie plastiek gehad nie. Hulle het gebruik wat hulle het. Ja, dis waar, hulle het gebruik wat hulle het. Maar hout en klip het 'n baie spesifieke betekenis vir hulle gehad. 'n Houtgod was 'n goeie God geweest. Dis die God wat jy probeer please het. Jy het vir hom offers gebring, en as jy vir hom offers gebring het, en jy het hom vereer, dan het hy vir jou geseën. En gewoonlik was dit dan 'n vrugbaarheidsgod, soos Baal was, en dan het jy goeie oeste gehad, en goeie oeste vertaal na goeie geld, en goeie geld vertaal na 'n goeie lewe toe. So, die logiese volgorde het basies gegaan, vereer vir Baal, hy gaan jou seën, jy gaan goeie oeste hê as gevolg daarvan, jy gaan goeie geld hê, en jy gaan 'n goeie lewe hê. So dit is hoekom jy vir Baal vereer, jy wil 'n goeie lewe hê. Maar Baal het 'n counterpart gehad. En dit was Baal nie in houtvorm nie, maar Baal in klipvorm. En dan is hy nie meer Baal genoem nie, dan is hy genoem Moloch of Molek. En Moloch of Molek was die wrede Baal. Selfe God, maar dit is sy donker kant. En jy bring aan hom ook offers, maar jy bring nie offers om hom te vereer nie, jy bring offers om hom te paai, sodat hy nie vir jou kwaad word nie. Want as Moloch vir jou kwaad word, dan suffer jy.
dan misluk jou oeste, dan het jy nie geld nie, en dan het jy 'n slegte lewe. So jy bring vir Moloch nie offers van graan of landbouprodukte, vrugte of geld of sulke tipe van goeders nie. Jy bring vir Moloch bloed, want Moloch soek bloed. Jy bring vir hom jou baba, jou kind. Right. Dit was Molek. Waar kom Lent, die 40 dae vastyd vandaan? En mense, hierdie goed is besig om terug te kom in ons kerke in. Van ons institusiekerke, ek gaan nie name noem nie, groot institusiekerk in Suid-Afrika is teen 'n nekbreekspoed op pad terug na die arms van Rome. Vanuit die Ceres legende weet ons die volgende. Ceres weier om te eet nadat Pluto haar dogter Proserpine ontvoer het. Die vastyd is onderhou in Palestine, in Assirië, in Egipte en Britannia. Die skildery wat jy daar aan die regterkant sien, is die skildery van Proserpine of Persephone, afhangende weer eens of jy in die Romeinse of in die Griekse mitologie werk, dieselfde persoon, verskillende name in die verskillende kulture gehad. Die storie van Proserpine gaan as volg. Sy was hierdie onskuldige virgin lady, die onskuldige maagdelike dogtertjie, wat daagliks in die veld gaan loop het met haar mooi rokkie aan. En dan het sy vir haar ma, Ceres of Demeter, afhangende weer eens in watter kultuur jy werk, het sy blommetjies gepluk. En dat sy die soem van haar skirt opgetel, haar rokkie, en laat hy 'n bakkie vorm, en dan het sy die blommetjies wat sy gepluk het sy nou in die bakkie gegooi. So het sy geloop met haar rokkie, en sy het onskuldig dansend deur die veld, dancing through the daisies, het sy die blommetjies vir hom aangepluk. Maar Pluto, of Uranus, het vir haar dop gehou elke dag. En he lusted after her. Hy is een van die gode. En hy wou graag met haar trou, sodat hy met haar kon seks hê. Maar hy het geweet, hy moet dit doen via haar ma. En toe gaan strak hy 'n deal met haar ma. En hy sê, ek wil graag met jou dogter trou. Toe sê sy, ja, jy kan met haar trou, maar sy is nog te jonk, jy moet wag. Toe wag hy. En in die tussentyd gaan die dogtertjie elke dag veld toe en sy pluk hierdie pragtige blommetjies vir haar liewe moeder. Terwyl die ou hier uit die hemele uit vir haar dophou. En toe eendag toe besluit hy, enough is enough, ek gaan nie langer wag nie. En hy gryp haar, en hy neem haar na die onderwêreld toe, sy domein. En hy hou vir haar daar gevange. Intussen probeer haar ma haar daar uitkry. En die dogtertjie besluit, Proserpine besluit, sy gaan niks eet, daar waar sy aangehou word. Want die oomblik as sy iets van die onderwêreld eet, dan she's striking a covenant. Covenant of salt, nee, eet. Then she's striking a covenant with the underworld, en sy wil dit doen nie, sy wil huis toe gaan. Na haar ma toe. En net voordat haar ma toe uitkry uit die onderwêreld uit, en die onderhandelinge suksesvol is, toe raak sy so honger, dat sy 6 granaatpitte eet. En in die proses is die covenant daar, en Pluto sê vir haar, omdat jy 6 granaatpitte geëet het, ek sê jou laat gaan, maar jy het 'n verpligting teenoor my, jy sal 6 maande van die jaar hier by my bly, en 6 maande van die jaar kan jy huis toe gaan. En dit is hoe die ou mense dit beskou het. Die 6 wintermaande is die maande wat Proserpine afwesig is. Sy is in die onderwêreld. Die wêreld is vol ys, onvrugbaar, bome rus, alles gaan dood, die blare val af, en het word swart op die grond, en het word vertrap en verdroog. Maar as die lente kom,
dan kom Proserpine weer huis toe. En dan spruit alles weer uit en die aarde begin sy vrugbaarheid gee. En dit het natuurlik gebeur op die dag en die nag ewening. Hier in die lente, wanneer die dag en die nag ewe lank is, en dan kom Proserpine weer huis toe. En dan het hulle vir haar vereer. Nou, ek het hierdie storie leer ken deur die navorsing. Ek het dit nie as kind gehoor ooit nie. En ek het gewonder wat dit nou beteken. Dit is 'n bietjie 'n simpel storie om te glo, as jy nou wil glo daarin. Toe kom ek eendag, destyds nog toe ek in die gebedsbeweging by betrokke was, gaan ons na 'n gebedskonferensie toe in Pretoria. En een van die werkswinkels wat hulle toe met ons hou op die gebedskonferensie, is daar's toe nou 'n klomp mense van Suid-Afrika, swart mense, bruin mense, wit mense, en 'n klomp mense van noord van die Limpopo, ouens van Zimbabwe en van Mosambiek en van Tanzanië en die plekke. En hulle deel ons toe in groepe in waar almal nou tussen deur mekaar is. Dit was hier kort na 1994 die politieke oorgang in Suid-Afrika. En hulle sê ons gaan 'n oefeningkie doen, 'n werkswinkel waar ons dan nou in hierdie groepe kruiskultureel met mekaar gaan skakel. En omdat dit nou 'n Christelike oefening is, gaan ons vir mekaar vra, wat is eienaardig in jou kultuur? Verduidelik vir ons, daai ding wat julle doen, ons verstaan nie dit nie, hoekom doen julle dit? En elkeen het met ander woorde nou die reg verkry in hierdie groepe om dit dan nou kruiskultureel van mekaar te vra. En in die groep waarin ek toe nou ingedeel is daar toe so 'n stuk of 7 of 8 mense, ek kan nie presies onthou nie. En ons is toe paar Suid-Afrikaners, paar Afrikaners betaal, Engelse kleerling of 2 en dan nou mense van noord van die Limpopo. En die ouens van noord van die Limpopo was hoofsaaklik eerste geslag Christene. Met ander woorde, hulle ouers was heidene. In die Afrika godsdienste in, met ander woorde, hulle was redelike vars Christene. En ons het natuurlik baie vrae vir hulle gevra. En met groot geduld het hulle was verskriklik geëmbarrasseerd. Maar met groot geduld het hulle toe nou ons vrae beantwoord. Hulle het dit nie meer self hierdie gebruike beoefen nie, want hulle het nou uit hierdie goeders uitgekom as Christene. Maar hulle het dit nog geken, hulle het geweet wat is die moraal agter dit. En hulle het toe nou vir ons vertel hoekom hulle hierdie goed doen. En terwyl ons, kom ek sê nou maar, ons whiteys toe nou vir die swart ouens die vraag vra, toe sit ek nou by myself en dink, toe wonder ek, as hulle nou hulle beurt kry om vir ons te vra, wat gaan hulle nou vir ons vra? As ons nou nie goed na ons kultuur wat nou snaaks en heidens is. Famous last words. Toe hulle nou hulle kan skryf, weet julle wat vra hulle vir ons? Eerste vraag is, hulle sê, you white people, when you bury somebody, you put this person in a coffin, you lower it into the grave, and then you take flowers and you throw it on the coffin. Why do you do that? En ons sit daar met ons monde vol tande, en ons weet nie wat om te sê nie. Want ons weet, ons doen dit, maar ons weet nie hoekom nie. Dis net 'n gebruik. En ons is toe baie verleë, ons sê, ons weet nie eintlik hoekom ons dit doen nie, ons doen dit net, want ons ouers het so gedoen. En hulle begin toe agterdogtig raak, hulle dog, ons wil nie vir hulle sê nie. Tweede vraag. Hulle sê, you white people, when you have a birthday, you bake a cake, you put candles on the cake, then you light the candles, and then you blow them out. Why do you do that? Toe sê, oh nee, ons verstaan dit, we make a wish. Hulle sê, but that's occultic. Ek sê, okay, oh ja. True. Oeps. En ek het na die konferensie baie daaroor gedink, maar ek het nooit antwoorde regtig gehad. Tot ek oor hierdie storie kom. I stumbled upon it. Proserpina of Persephone se storie. Dit is hoekom ons blomme op die graf te gooi. Die kersie storie het ek nou nog nie uitgefigure nie, maar ten minste die blommetjie storie. Hierdie persoon wat gesterf het,
is nou, luister mooi, 'n agent. En ons ou Keltiese voorvaders het dit besef. Hy's 'n agent, hy het gegaan van die lewe na die dood. Hy's van ons wêreld af op pad terug na die onderwêreld toe, na die geeswêreld toe. En wat stuur ons saam as 'n pakkie? Persefoon se blommetjies wat sy verloor het. Luister mooi. Dis 'n Cree uitdrukking, maar ons moet hierdie goed begin verstaan en begryp. When a girl is raped, when we describe it in English, she is deflowered. This is where it comes from. En dan gaan ons met 'n begrafnis, wanneer my liewe moeder of my liewe vader daar in die graf in die kus lê, en ons stuur Persefoon se blommetjies vir haar terug. Dit wat sy verloor het op die aarde, gaan sy nou in die hemel kry, want ons stuur dit vir haar. Ons het lankal die betekenis daarvan verloor in tyd, maar ons het nog nie gebruik. Nou sê ons eer vir pa, of ons eer vir ma. Snert man, dis 'n heidense gebruik. Goed, miskien moet ek net daaroor ook iets sê, dat ons nou net hierdie kat ook begin doodslaan. Wanneer 'n mens, en ek kry dit gedurig, as ons oor die goeders met mense praat, oor simboliek, en ons sê, maar dit is die simboliek, dit is waar het vandaan kom, dan sê Christene vir jou, maar dis nie soos ek dit bedoel nie. Ek het 'n nuwe betekenis gegee aan hierdie simboliek. Ek het die ou betekenis gevat, die simbool, en dis die taal wat die teoloë oor praat, ek het die simbool ontledig van sy ou betekenis, en ek het hom gevul met 'n nuwe betekenis. Kyk, toe Moses van die berg afkom, en hy sê vir Aaron, hoekom het jy hierdie kalf vir die mense gemaak? Toe sê Aaron, wel, ons het goud gesmelt en toe kom hierdie kalf uit. Dink jy dit sou vir God aanvaarbaar gewees het as Aaron gesê het, okay, ons weet dis 'n Egiptiese simbool, ons kom uit Egipte uit, maar ons is nie nou meer in Egipte nie. Ons het nou deur die Rooi See getrek, in Nuwe Testamentiese taal, ons is wedergebore, ons het die teken van wedergebore, die doop deurgaan. So ons is nou aan die ander kant van die Rooi See, en ons het nou hierdie bulkalf simbool ontledig van sy Egiptiese betekenis, en ons het hom gevul met 'n nuwe betekenis. Watter snert! Watter snert! Jy kan nie 'n ou simbool ontledig van sy ou betekenis en vul met 'n nuwe betekenis nie. Dis gewoon bog. Jy's besig om jouself en ander mense te bluf as jy dit doen. Die jaarkalender. Met die jaarkalender is daar ook gesmokkel. En julle sal agterkom wat ek gisterand gesê het, dis ou leuns hierdie. En ons weet hierdie feite nie meer nie. So we have to revisit it, sodat die nuwe generasies kan weet waar kom die leuns vandaan, hoekom doen ons die goed wat ons doen, en hoekom moet ons ophou daarmee. Die heiden en die Christendom moes verenig word. Nou spring ons weer na die moderne tyd toe, tyd na Jesus en die Rooms-Katolieke Kerk. Kyk gou vir my. Hier in ongeveer 300 na Christus, toe sien Konstantin die Grote, hy was toe nog nie die Grote nie, toe was hy nog Konstantin die Kleine, en hy staan voor 'n groot battle, by die Milwaanse brug, met sy opponent wat ook wil keiser word, en hy weet môre gaan die bloed spat, en hy bid, hy is die generaal, en nadat hy gebid het, kom daar 'n teken in die hemel, en hy hoor die woorde, in hoc signo eris, die Latyn vir,
oorwin in hierdie teken. En die teken wat hy sien is 'n kruisteken. En hy laat hierdie kruisteken op sy soldate se skilde aanbring. En die volgende dag wen hy 'n heroïese oorwinning oor sy teenstander en hy word die keiser van die westelike Romeinse ryk. En hy kom daardeur tot bekering, sogenaamd. En hy verklaar alle heidendom onwettig. Hy roei dit uit die westelike Romeinse uit, wat destyds die wêreld was. Dit was die bekende wêreld, die beskaafde wêreld van destyds. En hy verbied heidendom. En die geskiedskrywer sê, dit was ongelooflik. Dit was binne 'n kwessie van 'n baie kort tydjie, toe al die heidense tempels het verdwyn. Christendom neem toe oor, want dit word toe die staatsgodsdienst. Wat in werklikheid gebeur het, is, die heidendom is nie verwoes nie, glad nie. Die heidendom het net binne in die kerk ingekom, want almal moet in 'n kerk toe gaan. Hulle het niks verander nie. En hulle het al hulle simbole saamgebring, kerk toe. En dis hoe die goeders in die kerk beland het. Min of meer 300 na Christus. En Konstantijn wou sy ryk verenig met een godsdienst. So ons weet nie of hy regtig die koninkryk van God in gedagte gehad het nie, hy was 'n politikus. En hy wil toe die heidene ook inbring in die kerk in. En toe op die ouend die pause, Konstantijn het natuurlik die Rooms-Katolieke kerk gestig, toe nou net een kerk is. Daarna was daar net een kerk in Europa, die Rooms-Katolieke kerk. En een van die pause daarna wou toe die heiden en die Christendom verenig, want daar is toe nou ouens wat nou op daai tyd alweer uit die kerk uitgegaan het. En Dionysius die Kleine maak ingewikkelde maar innoverende veranderings aan die kalender om dit te bewerkstellig. Hoe gaan hy te werk? In 1519 verklaar die konsilie in Hormisdas die onderhouding van Lent afdwingbaar. Hierdie vas tydperk is nou afdwingbaar. Onthou, kerk en staat was nie geskei nie, die kerk kon wette maak. In Brittanje, waar Pascha gevier is, die Bybelse fees, het hierdie afdwinging baie bloed laat vloei. Hoekom? Want die Romeinse kerk hou nie daarvan as jy van hom verskil nie. As jy van hom verskil, dan maak hy jou dood. Hotcross buns en paaseiers. Heidene in Chaldea het hotcross buns en paaseiers presies soos vandag gebruik. 1500 jaar voor die Christendom. So dit het absoluut niks met Jesus te doen nie. Die broodjies is boons genoem. Net soos wat ons hulle vandag buns noem, is 'n baie ou woord daai. Nou daai hotcross bun, die goed praat, smaak nogal lekker nie. Hou julle ook van, ek hou ook van. Wat is dit? Hoekom lyk hy so? Want daai teken, dis 'n simbool. Daai teken is 'n stokou antieke teken van die songod. Ek het dokumentasie en ek gaan later vir julle wys dat dit was uit die bronstydperk al. Was dit, ons kry die petroglyphe, né, die prentjies op die klippe van hierdie teken. 'n Sirkel met 'n gelykbenige kruis daardeur. En dit stel die son voor. En die koekie is so gebak, 'n ronde koekie of 'n bun met 'n kruis oor. Dis 'n sonkoekie. Right. En Jeremia praat daarvan. As hy so met hulle beklei oor hulle die hemelkoningin nog steeds aanbid, dan sê hy, die kinders maak hout by mekaar, die man steek die vure aan, net soos vandag, en die vrouens kniep deeg om koeke te bak vir die koningin van die hemel. Hoe daai koekies gelyk? Soos daai links onder, soos halfma. Die hotcross bun was die manlike koekie, die sonkoekie, en die onderstes wat soos 'n sekelmandjie lyk, was die vroulike een, wat soos 'n maandjie lyk. Dis wat hulle gebak het. Heidene gebruik paaseiers in Brittanje, Griekeland, Indië, Japan, China, Duitsland en Egipte. Ons ken die storie van die paaseier en die paashasie wat maar net 'n vrugbaarheidssymbool is en die kinders wat die paaseiers moet gaan soek. In Babylonië was die eier die symbool van Astarte en dit is waar dit vandaan kom. Waar kom die eier regtig vandaan? Die eier is 'n simbool, dis 'n simbool van wat? Van vrugbaarheid, van 'n konsep ja, maar
Voor dit 'n simbool van vrugbaarheid geraak het, was dit 'n simbool van wat? Dit is 'n fisiese ding wat dit 'n simbool van is. Wat is dit? Dit gaan jou stom slaan as jy dit nou vandag vir die eerste keer hoor, het my ook destyds stom geslaan. Die ark. Noag se ark. Wat is 'n eier? 'n Eier is 'n ding wat jy in jou hand kan hou, maar binne in hierdie ding wat jy in jou hand hou, is daar lewe. En as jy hierdie eier onder die regte omstandighede, is dit net soos jy met 'n saadjie kan doen. Sit hom onder die regte omstandighede, dan ontspring daar lewe uit hierdie eier uit, né? Hulle het geglo dat Astarte is gebore uit 'n eier uit wat op die Efraat gedryf het. Waar kom dit vandaan? Dis daai kultuur se interpretasie van Noag se ark. Hulle was by die Efraat, so hulle het nou die water waarop die ark gedryf het, die Efraatse water gemaak. You use what you got. En die eier was die ark. Binne in die ark was daar lewe. Wat se lewe? Daar was DNA. Daar was DNA. Wat ons weer wil laat groei. Dis die eier. Dis waar die paaseier vandaan kom, is die ark. Waar die DNA, die lewe van die okkulte op die aarde van voor die vloed af oorgegaan het na die vloed toe. Kan jy sien dat Astarte se heupe lyk verskriklik baie na 'n eier? Né? Dit is aspres, dit is nie toevallig nie. Die paaseier as ark. In Chaldea was die eier die simbool van Noag se ark. Die ark is beskou as 'n vroulike saad of eier wat die menslike lewe dra. Die Chaldeërs glo dat Astarte haar verskyning vanuit 'n eier wat op die Efraat dryf gemaak het. In Hebreëus kan eier ook beteken huis, daai woord. Weer eens een woord, twee betekenisse. Dus die ark is geassosieer met 'n eier, want die ark is 'n huis of 'n boothuis. Paus Paulus, die 5de se gebed. Ek verstom my vir hierdie goede. Ek kan nie verstaan dat die ouens nie besef hoe dom dit klink nie. Sien o Here, ons smeek U hierdie skepping van U, eiers, dat dit heilsame voedsel vir U dienaar sal wees, wat dit ter gedagtenis aan ons Here Jesus Christus eet. Jy lag daaroor, maar jy lag met 'n traan. Want dit is so sad. Die granaat en Eva se sonde. Astarte is met 'n granaat in haar hand voorgestel. Astarte was bekend as Idea Mater, of dan 'n moeder van kennis. Die granaat, weet ons, is vol pitte, dis sade, en daai sade is beskou as die sade van kennis. Dit verwys na Eva, wat die vrug geëet, en sodoende ongeoorloofde kennis verkry het. Wat se kennis het sy verkry? Kennis van goed en kwaad. Dit verwys ook na die geheime kennis wat die mens van die hemelwesens verkry het. Lank daarna natuurlik. Hierdie is wat die Romeinse misboek sê. Wat is die Romeinse misboek? Dis soos hulle psalm of gesangeboek. Dis nou wat hulle sing tydens die Romeinse mis, wat nou volgens hulle ooreenstem met ons nagmaal. Far from it, my akwa. O geseënde fout, wat so verlosser voortgebring het. Met ander woorde, dankie Eva, dat jy hierdie sonde gedoen het, want as jy nie hierdie sonde gedoen het, is Jesus, ons Jesus nooit verskyn het. Nee. Nou, as dit nie reverse gear thinking is, dan weet ek nie wat is. Geparafraseer, dankie aan Eva, wie se sonde ons heerlike verlosser gebring het. Granate groei nie in Skotland nie, en is dus vervang met lemoene. What? You use what you got. Skotse Rooms-Katolieke eet lemoene saam met hulle paaseiers. Die lemoen as simbool van valse rolle. Daar is 'n heidense legende wat die volgende sê.
Die tuine van Hesperides in die weste, en ons weet vandag dat dit praat van die Kanariese eilande, die van julle wat al Kanariese eilande toe was, sal weet daar is baie lemoenboorde, hulle produseer ongelooflike lekker lemoene ook, so hoor ek by die ouens wat daar was. Hierdie bome in die heilige tuine dra goue vrugte, en ons weet vandag, dit verwys na lemoene, ons verstaan die simboliek. En in hierdie legende, wat heidens is, verhinder die slang die mens om die vrugte te eet. Nie soos in die Bybel sê, die slang het die mens aangemoedig om die vrugte te eet. Nee, die slang verhinder hulle. Hercules kry die mens jammer, want die slegte slang verhinder hom nou om die vrugte te eet. En hy verslaan die slang, en hy gee die vrugte aan die mens. Wat is die interpretasie hiervan? God en Satan, luister mooi, ruil plekke om. God is die suinige, selfsugtige slang. Hy wil mense die kennis ontsê. Kyk hoe mooi vir my. En dis hoe die heiden kop werk. As hy Genesis lees en God sê vir die mens, daar is een boom. In hierdie hele tuin, jy kan vir al die vrugte eet, maar daar is een boom, waarvan jy nie moet eet nie. Dis die boom van die kennis van goed en kwaad. En hulle maak van God in hierdie legende 'n slang wat selfsugtig is en die mens die kennis van goed en kwaad wil ontsê. Terwyl ons weet, dit was God se genade. En toe die mens dit verdraai het en gedoen het wat jy nie moes doen nie, toe het al die slegte goed begin. Maar hulle sê, nee, God is selfsugtig. Satan is Hercules, die mense se verlosser. Dit is die simboliek van die paaslemoene. Volgende fees, Sint Johannes se geboorte, die Nativity of St. John. Sonstilstand in die Romeinse kalender. Aan die einde van die 6de eeu, dis natuurlik toe die Rooms-Katolieke Kerk al lekker aan die gang was, die paus stuur afvaardigingsreg oor Europa. Wat is die doel daarvan? Om die heidene in die pauslike kudde in te bring. Kyk gou vir my. Dis verskriklik belangrik wat nou hier staan. Die Romeinse Kerk het nie 'n saak met die koninkryk van God nie. Die Romeinse Kerk wil nie die heidene in die pauslike kudde inbring, sodat hulle tot bekering kan kom, hulle lewens kan verander, vir Jesus aanvaar, Jesus begin portrei en Jesus begin wys vir die ander mense in die wêreld en hulle lewens is verander nie. Dis nie hulle doel nie. Hulle uitsluitlike doel is, die ou Babyloniese doel, is om almal te beheer. Dis hoekom hulle die heidene in die kerk in wil bring. Die heidene hoef nie te verander nie, hulle moet net onder die pauslike gesag inkom. Dis 'n full-blown okkultiese organisasie. Hulle stel net belang in getalle, soos politici. Hulle tref een van Tammuz se feeste wyd verspreid aan, die ouens wat toe nou uitgestuur word. In Chaldea, Sirië en Venesië is hierdie fees op die 24ste van Tammuz maand, dit is Junie, gevier. Paus Gregorius die eerste se beroemde raad. Hy sê vir hierdie ouens, ontmoet die heidene halfpad. Met ander woorde, moenie al ons reëls en al ons Christelike reëls op die heidene afdwing nie, hulle gaan dit nie doen nie, hulle gaan nooit inkom as jy inkom in die fold en as jy dit met hulle doen nie, ontmoet hulle halfpad. Nou vir ons as Christene en Protestante is dit totaal onaanvaarbaar, heeltemal onaanvaarbaar, maar hy wil hulle net in die kudde hê, want hy wil hulle beheer. Ontmoet die heidene halfpad ten einde hulle onder die pauslike banier in te bring. Sodoende is Tammuz se fees in die Rooms-Katolieke Kerk ingevoer. Want hulle is halfpad ontmoet. Johannes die Doper word verwar met Johannes. Dis nou als deel van Sint Johannes se storie hierdie. Dit sou te ooglopend wees om die fees na Tammuz te noem. Nou het hulle die heidene in die kerk, hulle is nou gedoop, want die Rooms-Katolieke Kerk glo as jy 'n ou gedoop het, dan is hy gered. So, as jy 'n klomp ouens hier in 'n ry laat staan, jy doop hulle almal kadoef, dan is hulle almal nou skielik gered, en hulle is onder die pauslike banier, en nou kan die paus hulle beheer. Maar niks in Jesus se geskiedenis het die datum gepas nie.
Maar hulle kan dit nou nie Tammuz fees noem nie, want daar is Christene, regte Christene ook in die kerk en hulle gaan nou nie happy wees daaroor nie. Maar Johannes die Doper, kyk nou hoe mooi en hoe slim werk hulle. Maar Johannes die Doper is 6 maande voor Jesus gebore. Nee? Tussen 24 Junie en 25 Desember, as jy het so bietjie die arm draai, is dan min of meer 6 maande. So, een leen bou op die ander. As Jesus gebore is op die 25 Desember, wat leen is, dan kan ons sê dat Johannes die Doper is op die 24 Junie gebore. Nee? Want dis wat die Bybel sê, 6 maande het verskil. En soos manne uit die hemel vir die paus, ontdek hulle die volgende feit. Een van Tammuz, wat eintlik maar Nimrod is, nee, sy heidense name is Ohannes. In Latyn, wat gebruik is in die Rooms-Katolieke Kerk, dis dit net soos in Afrikaans, was hy nie Ohannes nie, hy was Johannes, die Doper, in plaas van Johanan, wat sy Hebreëse naam is. Dus, Christene in die kerk daarna, nadat hulle nou hierdie storie geïmplementeer het, vereer die Christene vir Johannes die Doper en hulle is happy om dit te doen, want dis wat die Bybel sê. En die heidene vereer vir Johannes soos hulle nog altyd gedoen het, hulle noem hom nou net Johannes. Weereens bou een leen bo op die ander. Heidense vieringe van Sint Johannes. Sint Johannes nag word met groot vure gevier. Dis hoe die Rooms-Katolieke Kerk dit doen. Frankryk, Switserland, Ierland, Skotland. Hele gemeenskappe trek saam rondom hierdie vure. Rondom die vuur word gedans en daar word deur die vuur gespring, deur die vlamme. En hulle werk nie Mickey Mouse nie. Hulle maak groot vuur. Groot vuur. En dit word vandag nog in Europa gedoen. Dis Spanje. Daar spring jy deur die vuur, deur die vlamme van die vuur. En dit het alles te doen, deur die vuurspringery, het alles te doen met die antieke babadoop. Die van julle wat my dooplesing deurgegaan het, sal presies weet waarvan ek praat. Dis wat hulle met die babatjies gedoen het, voordat hulle water begin gebruik het. Het hom toegedraai in lappe, en het 2 mans weerskante van die vuur gestaan, en hom letterlik deur die vlamme vir mekaar aangegooi soos 'n rugbybal. En elke keer wanneer hy deur die vlamme gaan, dan brand die vuur sy sonde weg. En dis so vinnig as moontlik met die babas gedoen, want net hoe sterf die baba voordat ons hom al sy sonde weggebrand is. Dis hoekom babas deur hierdie proses gesien, en dit het die baba doop geword. Nog steeds Spanje, dis vandag mense. And they're having a good time. In die Britse eilande het die volgende gebeur. Die dorp se belangrikste persoon, wat ons vandag sal noem die burgemeester. Hy moet met offerdiere se binnegoed in 'n dierveld toegedraai oor die kole na die druïde loop. Die druïde was natuurlik die religious ouens, die Kelte se predikante kan jy maar sê was die druïde. Dis ons voorvaders, dis die godsdienst waaruit ons blanke mense uitkom. Is druïdisme. Hulle moes met hierdie diere wat hulle geoffer het, se binnegoed is nie geoffer nie, dis rou gehou, dis in die dier se vel toegedraai, en dan moet hierdie burgemeester nou met hierdie klomp binnegoed binne in die diervel, moet hy oor die vuur se kole na die druïde te loop. As hy ongeskonde aan die ander kant uitkom, dan is daar groot blydskap onder die mense, maar as hy gebrand het, dan was dit 'n slegte voorteken vir die jaar wat voor lê. Dis beskou as 'n suiweringsritueel. Dis ook gevier in Turkye, in China, in Egipte, in Koerdistan en Peru. Baalvure is aan die brand gesteek om mense van sonde te bevry. Kinders het vermoedelik deur die vuur gegaan op daai manier wat ek net vir julle beskryf het. Hierdie viering is beslis nie Christelik nie. Dit is ingevoer deur die Rooms-Katolieke Kerk om die heidene te paai. Wie is daai? My naam het ek vir jou daar aangeteken. Dis Baal. Wat let jy op van Baal? Hy het 'n goue kop, met bladgoud oorgetrek.
As ek praat van 'n goue kop, waaraan dink jy? Daar's 'n ou in die Bybel wat 'n droom gehad van 'n beeld. Die ou wat die droom gehad het, waar het hy gebly? In Babylon. Wat is sy naam? Nie Daniel nie. Nebukadnesar, die groot koning van Babylon. En hy het nie geweet wat die droom beteken. Toe moes hulle vir Daniel kry om dit vir hom uit te lê. Nou, as Baal so gelyk het, en Nebukadnesar van Babylon droom van 'n beeld met 'n goue kop, wat het hy gedink? Hy het gedink Baal. En wat sê Daniel toe vir hom, toe hy die droom uitlê? Toe sê hy vir hom, koning, het die beeld met die goue kop, daai goue kop, dis jy. Jy is Baal. En ons ken die res van die storie, ek gaan nie verder daarop ingaan nie. Maar verstaan jy dat as mens die goed verstaan, dan verstaan jy die Bybel baie beter. Dan begin jy konteks kry. Dis Molek. Dis hoe Molek se afgodsbeeld gelyk het. Dis 'n reuse beeld gewaar, hy is of van klip of van metaal gemaak, iets hards, want hy was hier die vrede God, né? En dan was hy hol gewees, of in die middel was hy hol gewees, en het hulle groot vuur daaronder gemaak, die priesters, en dan moes die aanbidders kom, en hulle moes hulle babas in hierdie singeing hot hande van hierdie beeld plaas. Sodat die baba doodgeskroei gebrand het in daai hande. En hierdie aanbidding vind vandag nog plaas in 'n plek in Amerika met die naam van Bohemian Grove. Alex Jones, die joernalis, wat nou van alle kante af aangeval word, het so 'n paar jaar gelede, het hy net eenvoudig ingestap daar en 'n paar foto's aanneem. Nou, dis nie sy foto's hierdie, maar hy het soortgelyke foto's aanneem. Die groot manne van die wêreldorde, onder andere Amerikaanse presidente, is besig om vir Molek te aanbid as 'n uil, in uilvorm, in Bohemian Grove. Daar is foto's geneem van Nixon, daar is foto's geneem van Ronald Reagan, en hy perre, dit is allemaal daar. Bacchus word gekanoniseer. Wat beteken dit as die Romeinse Kerk vir jou kanoniseer? Dan word jy heilig verklaar. Dan word jy een van die gode wat daar op Sint Pieter se dak staan. Een van die beelde. En Bacchus is gekanoniseer. Nou, hierdie God wat ons assosieer met dronkenskap en brassery. Die Romeinse Kerk sê, nee. Hierdie ou is 'n heilige. Ons kanoniseer hom, ons sit hom op ons dakke en beeld en ons aanbid hom. Tydens die middeleeue het die volgende gebeur. Bacchus en Dionysus word openlik in die Rooms-Katolieke Kerk aanbid. Dit is eintlik dieselfde persoon, dieselfde God, die een is Rooms, die een is Grieks. Albei is gekanoniseer of heilig verklaar. Die 7de Oktober is die dag van Sint Bacchus die martelaar. Want almal huil oor hom, né? Soos die vroue wat gehuil het oor Dammos, so die vroue gehuil oor daar Bacchus. Sint Bacchus die martelaar. Die Rooms-Katolieke Kerk het 'n landelike fees ingestel. Ter ere van Dionysus Eleutherius. Dis natuurlik nou Latynse woorde daai. In Latyn het dit so geklink, Festum Dionysi Eleutheri Rusticum. Wat dit beteken is maar net, dis die landelike fees van Dionysus Eleutherius. Maar die Rooms-Katolieke Kerk, hulle verstaan toe hulle eie taal nie. Die Rooms-Katolieke Kerk skep toe 3 heiliges hier uit. Die fees van Sint Dionysus, en van sy metgeselle, Sint Eleuther en Sint Rustic. So lagwekkend en belaglik raak dit. Sint Dionysus is maar niemand anders nie as, luister mooi, Sint Denis. Sint Denis, die patron saint of Paris.
Wie se kathedraal nou die dag afgebrand? Notre Dame, sy consort is die kathedraal na vernoem, né? Want daar is 'n legende wat sê Sint Dennis sy kop is afgekap, wat natuurlik verwys na Nimrod wat doodgemaak is en dele wat oor die land gestuur is, die liggaamsdele. En hy is in die Sen gegooi, in die Sen rivier. Hy dryf 'n rukkie op die water, sê die legende. Hy tel sy kop op en loop na sy graf toe. 'n Gesang oor hierdie wonderwerk is vir eeue in sy kathedraal gedreensing, gechant. Koplose heiliges, waar ontstaan hierdie gebruik? Rooms-Katolieke Kerk se gebruik, hulle stel martelare voor met hulle koppe in hulle hande, en daar het ek vir jou die prentjies afgebeeld. Dit is waar Sint Dennis se legende vandaan kom. Waar ontstaan hierdie gebruik? Bacchus is uitgebeeld as die steenbok met die vis met die bokkop. Die vis hou sy kop in sy menslike hande vas, dit verwys na Nimrod wie sy kop afgekap is. Al hierdie feeste is heidens. En hierdie goed met die ouens wat so hulle koppe vas het, die beelde staan so op die kathedraal, daar bo iewerster. As jy godsdienst bedryf, moet jy nie kop verloor nie. Maria se hemelvaart, die heidense Messias se moeder. Hierdie fees se doktrine gaan as volg. Maria was vlekkeloos, sy het geen sonde gehad nie. Sy is met liggaam en siel na die hemel gedra. Sy besit nou alle mag in die hemel en op aarde. Sien julle wat gebeur het? Jesus na sy volle gehoorsaamheid tot die dood toe, verklaar hy vir sy disippels, nou, nie voor dit nie, maar nou, na my volle gehoorsaamheid tot die dood toe, is alle mag in die hemel en op die aarde aan my gegee. Gestel in die lydende vorm, passive vorm, jy sê nie wie dit gedoen nie. Wie het dit gedoen? Wie het dit vir hom gegee? God het dit vir hom. Die Vader het al die mag in die hemel en op die aarde gehad, en na Jesus se volle gehoorsaamheid gee dit vir sy seun. Die Rooms-Katolieke sê, nee, Maria het dit gekry. Die moeder. Ons het gesien hoe die worship verskuif het vanaf die Vader, na die seun toe, en toe na die moeder toe. Ons is nou hier. En dis hoe hulle dit uitbeeld. Maria se hemelvaart. Nie Jesus se hemelvaart nie, Maria se hemelvaart. In Babylon het die volgende doktrine gegeld. Bacchus het na Hades afgedaal, die onderwêreld. Hy red sy ma van die helse magte. Hy dra haar seevierend na die hemel, dis waar die pausdom aan sy doktrine kom. En dit is 'n herhalende tema in Hislop se boek, en dis die punt wat hy wil maak. Hy sê, as ons gaan kyk na hierdie weird goed, onverklaarbare goed, wat die Rooms-Katolieke Kerk doen, en hulle verstaan nie meer hoekom hulle dit doen nie, maar hulle bly dit doen. En ons vra vir onsself, hoekom doen hulle dit? En ons gaan krap 'n bietjie, dan kom ons agter, hulle het dit nie uit die lug uitgegryp nie. Dis nie iemand wat gaan dink en gesê, dis 'n nice ding om te doen nie. Elke keer as jy gaan krap, dan gaan kry jy die oorsprong van daai ding wat hulle doen in Babylon. Jy kry dit in die heidendom. Dis waar die Rooms-Katolieke Kerk se doktrines vandaan kom, dit kom uit die heidendom uit. Die Griekse prosopien wat ons net over gepraat het, wat die granaatpittig eet het, hulle sê van haar heilige maagd, onbevlekte ontvangenis. Met ander woorde, sy is nie in sonde ontvang en gebore is soos ek en jy nie, sy het 'n onbevlekte ontvangs gehad. Die skrif ken net een pad. Ons praat nou heeltyd van die Rooms-Katolieke Kerk, maar ek sê vir julle aan mekaar, as jy hierdie goed sien, as jy hierdie vrou herken, vlug, want dis die skrif se manier om daarmee te deel. Luister mooi, en dis wat Christene aan mekaar vir my sê. Daar staan nêrens, bly in Babylon, en panelbeat Babylon van binnekant af reg nie. Ek gaan in die institusie bly, want ek kan 'n verskil maak daar. Die Here het vir my gesê, ek moet daar bly, en ek moet my goeie invloed daar laat geld. Sorry Pel, jy het 'n verkeerde Here gehoor, want dit klop nie met wat die Bybel sê nie.
Die Bybel ken net een pad. Vlug. Want as jy in Babylon bly, gaan jy nie vir Babylon panel beat nie. Babylon laat hom nie panel beat nie. Babylon gaan vir jou panel beat in die shape wat hy vir jou wil hê. Is dit steeds moontlik om nie te glo dat die Romeinse en Babyloniese godinne identies is nie? En as die Nuwe Testament daar in energieke, verdoemende taal veroordeel, moet ons dan enige iets anders doen as dit? Moet ons met haar saamwerk en haar Christelike kerk noem? Nee, vlug.